Dames en heren, goeiemorgen. Mijn naam is Piet Leroux. Ek is van Sakeliga, by my op die verhoog Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van NIASA. Hulle is die grootste werkgewersorganisasie in die land en ons by Sakeliga neem die ekonomiese orde en beskerming deur met die staat nou en dan te stoei en andersins ander kan die staat te dink. So ons is bly op ons lang verhouding hier met Kragdag en ek weet Gerard, julle is ook vanjaar net soos ons 'n vaandelborg hier van die geleentheid. So ons is bly om hier te wees. Die onderwerp vir Gerard en my vandag is ekonomiese vryheid of hoe ons die ekonomie kan bevry spesifiek teen bedreiging van die staat. In hierdie geval wil ons vandag fokus op die wetsontwerp op onteiening. Dit is nie 'n wetsontwerp, dit is die wet op die wet is 'n vorm van onteiening, Gerard. Dis die Employment Equity Act. Ek gebruik sommer die Engelse woord want dit is 'n lelike woord om in Afrikaans te sê. Maar hulle noem dit wet op diensbillikheid, niks met billikheid te doen nie. En dis eintlik ook nie iets met die wet te doen nie, dis net 'n reël. Nou die staat wil hierdie reël oor equity of diensbillikheid afdwing. Dit kom neer op rassekwotas in diensname vir alle maatskappye met 50 of meer werknemers. En Gerard by NIASA en ons by Sakeliga is saam in 'n hofsaak waar ons 'n dringende interdik vra teen die inwerkingtreding van die regulasies wat nou 1 September sal wees. So dis binne die enkele weke wat hierdie wet in werking sou tree. Ons staan dit in die hof te en ons het nog 'n paar kaarte in ons sak waarvan ons vandag 'n paar met u sal deel. Gerard, ek wil aan jou oorgee om te begin. Voeg by tot my inleiding wat jy wil en miskien, ek dink vir die doel van die gesprek, kom ons praat oor waar die wet vandaan kom. Daar's 'n aanloop tot hierdie wet. En dan praat ons oor waar hy tans is en wat ons daaraan gaan doen in die hof en ek dink ons moet ook praat oor wat moet buite die hof gebeur. Want eintlik die hof is belangrik, maar ons gaan onder geen omstandighede toelaat dat hierdie wet die toekoms van ons besighede definieer nie. So ons moet ook buite die hof dink. Gerard, oor aan jou. Ja, baie dankie Piet, dankie dat ons saam met julle hierdie pad kan loop. Ons dien dieselfde belange. Ons het dieselfde beskouing op hierdie goed. En so dit is ons is natuurlike vennote in hierdie saak. Ek dink die begin van hierdie ding is eintlik in die nasionale demokratiese revolusie. Die skep van 'n Suid-Afrika wat in alle opsigte die kleursamestelling van Suid-Afrika reflekteer. Dit is wat daar staan. Op die einde van die dag moet besitreg, in diensname, elke ding. Volgens die nasionale demokratiese revolusie moet die kleursamenstelling van Suid-Afrika reflekteer. Nou, dit is natuurlik 'n totaal onrealistische werk- en lewensbeskouing. Maar die ding het pos gevat en dit het eers begin met regstellende aksie in die staat. En Piet, ek weet nie of jy kan onthou nie, jy weet, ons het ons nie veel in die goed gesteun aanvanklik nie, want dit is na die staat toe, die goed is op die staat van toepassing gemaak en dit het natuurlik elke faset van die staat en staatsbeheerde liggame, state-owned enterprises, die Eskoms, die poskantoor, SAL, elke ding, noem het, Denel, elke ding wat die staat beheer het dit vernietig. En nou het hulle by die punt gekom waar hulle hierdie ding na die privaat sektor toe uitbrei. En daar is konsultasies gewees in 2023, 2024. Is ek te ver al? Is nog verder, moet ek bietjie stadiger gaan? Ja, maar ek dink, ek wil net aanvul, voor ons by die huidige fase kom, jy het verwys na wat met die staatsentiteite gebeur het, en ek wil beklemtoon wat Gerard hier sê van die nasionale demokratiese revolusie, daar is 'n onderliggende idee dat die staat, die samelewing moet elke aspek van die staat weerspieël. Nou, baie mense het al gesê, dis nie goed om 'n autoritaire regering te hê nie, maar hierdie impuls om elke aspek van die samelewing 'n weerspieëling van die staat te maak, is 'n totalitêre impuls. So ons het werklik 'n gedigte ideologiese inhoud waarteen ons hierso stelling inneem. Die net interessant, Gerard, in die laat 1990s toe hierdie wet die eerste keer
beslag gekry, die wet op gelyke indiensneming of billike indiensname, wat jy ook al dit in Afrikaans wil noem, employment equity. Daai wet is in 1998 het hy beslag gekry, die eerste keer. Dit was onder Tito Mboweni, hy was minister van arbeid gewees na jare. En hy het later, party mense het gedink, hy is baie positiewe ou en jy weet, nogal hoop vir hom gehad, maar baie mense soos hy is ongelukkig 'n deel van die ontwerp van die huidige probleem. So in 1998 kom hierdie wet in werking en die wet toe reeds het gesê dat elke staatsentiteit en elke private entiteit met 50 of meer werknemers moet aan die hierdie diensbillikheidsplanne, sogenaamde plan wat jy nou moet indien, wat jy sê, hoe gaan jy die staatse demografie weerspieël? Almal moet aan daai proses deelneem. Maar gelukkig, en dit was so, dis 25 jaar, kan ons maar sê, wat hierdie poging al was om dit neer te druk, of ja, 25 jaar, en af te dwing. Gelukkig was dit so, dat ouens soos julle, Gerard, besighede gehelp het om minimum nakoming of maksimum haalbare nie-samewerking te doen. En julle was baie suksesvol, en sakelei in Suid-Afrika was baie suksesvol, om nie te swig voor die wens van die wet nie, maar om 'n weg te vind om nie hulle maatskappy te saboteer nie, dat die staat dan nou maar al sy eie departemente en eie staatsinstansies saboteer deur rassekriteria en gestremdheidskwotas en geslagskwotas die voorwaarde vir aanstelling te maak. So daar was reeds 'n poging en is eintlik gebore uit 'n frustrasie met die vryheid van sakelei en julle sukses en die weerbarstigheid van sakelei, uit frustrasie daarmee, uit weerstand daarvoor dat die staat nou hierdie wysiging aangeneem het in 2023 wat nou vanjaar in werking getree het. Oor na jou. Ja, absoluut. Ons het daar's ruimte vir beweeg gewees en ons het net eenvoudig dit nie gedoen nie. Dit is en die staat het begin kla, daar gebeur niks nie en daar het inderdaad niks gebeur nie. Nou jy weet, al wat ons eintlik maar sê is dat 'n werkgewer is die ou wat bepaal wie van werk. Dit berus by jou en by jou alleen. En jy kan niks anderste as meriete in oorweeg nie. Dit is al. En wat ook al, jy weet die besluit wie vir jou werk is 'n subjektiewe besluit. Dis jou keuse, reg of verkeerd. En die staat het geen vordering gemaak om ouens van hierdie ding te laat wegbeweeg nie, want dit is wesentlik substansieel dis die wese van besigheid. Jy kan nie, ou gaan nie in besigheid in met die gedagte dat daar ooit in jou voorgeskryf word hoe jy besigheid moet lei. Dit is die wese. Jy word nie 'n entrepreneur met die gedagte dat iemand eendag vir jou gaan sê, hoe lyk die persoon wat vir jou werk? Wat neem jy in ag as jy hom in diens moet neem? En tweedens, hoe die jou aandeling van jou besigheid lyk nie. Daardie is lynreg teen besigheid. En besigheid kan nie daarmee saamleef nie. Die groot probleem nou, en Piet, ek loop nou voor, want gaan te ver vooruit, is dat die druk wat nou kom, bring nou hierdie ding in gedrang. In die verlede was daar 'n bietjie 'n mate van vryheid, en ons kon daarmee wegkom, want die ding het nie tande gehad nie. Daar was druk, maar daar was nie tande nie. Nou is daar tande. Wat is die wese van die tande, Gerard, wat nou opgelê word in die wet en in die regulasies voor vanjaar, waarby julle was betrokke by die regulasies, julle teenstand gebied in die sogenaamde die skynkonsultasies wat gehou is. Wat is die tande wat die wet nou gee of probeer kry? In 2023-24 was daar landwyse konsultasies hier gehou. Dit was soort van massavergaderings. Mense is met busse na die goed toe aangery. Ons het toevallig nie daaraan deelgeneem nie, want dit was regtig maar 'n mors van tyd gewees. En in elk geval, dit kon nie plaasvind nie. Die onderliggende bemagtigende wetgewing, 'n gevolge waarvan daardie konsultasies moes plaasvind, het eers op 1 Januarie in werking getree. So, ons het geweet, hierdie goed wat gebeur, die proses wat lei na 1 Januarie, want 1 Januarie sou dit in werking tree, het ons geweet gaan tot niks lei nie. In Desember maand begin, of November, het ons vir die president gesê, want hy sou die wet teken in Desember, het ons verwag, hy gaan in Desember die wet teken om met die oog op die inwerkingtreding daarvan op 1 Januarie, toe het ons hom gewaarsku, dat hulle, as hulle dit sou doen, ons onmiddellike dringende aansoek bring en
wonder het hulle daaraan gesteer en het hulle dit nie gedoen nie. Maar want die konsultasies was onsamenhangend geweest. En toe luister hulle ons die wet en die regulasies tree in werking op 1 Januarie en vir die eerste keer is daar die magtigende wetgewing. Die artikel wat sê jy kan hieroor konsulteer. En toe gaan hulle konsultasies. Nou kon net eers oor die konsultasie, hulle konsulteer met 18 industrieë, ons kan daaroor praat hoekom dit as in sy wese verkeerd is, hulle gaan konsulteer met 18 industrieë, wat hulle self gedefinieer het, hulle doen dit in 18 sessies, op Zoom, of op Teams, ek kan nie onthou wat dit was nie, want ek het nie bygewoon nie, maar ons personeel het elkeen, ek dink julle ook, elkeen bygewoon en gekyk wat daar gebeur het, hulle het 18 sessies gehad, van 1 uur en 'n half elk, het hulle met die hele industrie gekonsulteer en dan het hulle in daai 90 minute het hulle vir 1 uur en 'n kwart, 75 minute vir ouens vertel wat dit is en dan so 15 minute vandag met die ouens gepraat. Dit was 'n baie effektiewe nasionale dialoog. Ja, Ja, baie daar's hy. effektiewe. Tipe ding wat 'n mens moet ondersteun. Wat 'n mens met Dit gaan die dinge ondersteun. regkry. Nou goed, daardie ding is in detail opgeneem en dit is een van die gronde van die dringende aansoek. Ons sê daar's nie genoegsaam gekonsulteer nie. So die gronde van wat nou gebeur is, ons het 'n dringende aansoek, ons en Sakeliga saam met 'n dringende aansoek gebring. Dis Vrydag in die hof, vandag oor 'n week. Teen die tyd sal ons al verder gevorder wees in die saak. En ons bring hierdie saak, die saak het 2 bene. Die een is die prosedurele deel, waar ons die proses wat gelei het na die afdwing van hierdie stuk wetgewing uitdaag. Die tweede deel sal gaan oor die grondwetlikheid daarvan, die feit, kan die staat besigheid dwing om op grond van ras hulle sake te bedryf. Dis die grondwetlike deel, maar nou is ons eerstens in die tegniese deel, en dit is nou wat Vrydag plaasvind. Die eerste punt is die 18 sektore. Die wet sê jy moet konsulteer om die land in sektore op te deel, besigheid in sektore op te deel. Dit as sulks is 'n proses wat jy moet volg. Hulle het arbitrair hier gegaan, 18 industrieë. Nou julle moet verstaan, dis kommuniste wat nie weet hoe die goed werk nie. Hulle het sommer 18 industrieë arbitrair gaan vasstel, omskryf en gesê hier die land bestaan uit 18 sektore. Hier is die 18. Ons konsulteer met hierdie 18. Ebrahim Patel, wat nou gelukkig nie meer minister van Handel en Nywerheid is nie, of die ondermyning van handel en nywerheid nie. Hy het, dis tipies iets wat hy se doen. Hy is nou weg, maar sy kommunistiese gees en die ander se gees sweef nog in die gange rond. Maar hierdie ouens het wragtig nie net die dinge ingedeel in 18 sektore, hulle het nog 'n plan vir elke 18 sektor ook. So, die van u wat nie geweet het nie, daar's 'n plan vir u besigheid. U is in 'n sektor en daar is 'n plan vir u en u besigheid in die donker dieptes van die departement van handel en nywerheid. So hulle byvoorbeeld, hulle het vervaardiging is 'n sektor. Maar vervaardiging bestaan uit die motorbedryf, die staalbedryf, die landbouvervaardigingsbedryf, die chemiese vervaardigingsbedryf, die tekstielvervaardigingsbedryf. Ek meen dis 'n lang lys. Hulle gooi al hierdie goed in een liggaam in en hulle konsulteer 1 uur en 'n half. Eintlik vertel hulle vir jou wat hulle wil hê jy moet doen en dan vra hulle vir ons 'n paar vrae. En dan sê hulle die vergadering verby en hulle konsulteer met 18 sektore oor 'n bestek van 7 dae. So 2,5 kom neer op so 2,5 sektore per dag. Nou dit is die nasionale dialoog in 'n kleine. Hulle het hom gedoen, hulle wys hoe dit werk. Die tweede ding is wat hulle moes doen, hulle moes die sektore definieer, want dit is waar dit tog begin, en dan konsulteer jy daaroor en jy kry insette en dan kom jy tot 'n slotsom van hoe die land opgedeel moet word vanuit hulle hoek. Dis wat hulle moes doen. Nie dat ons ooit daarmee sal saamstem nie, maar dis wat hulle moes doen. En dan as hulle tot daardie slotsom gekom het na die konsultasie, dan moes hulle daardie uitkoms gepubliseer het vir kommentaar. Hulle het alles geskiep. So dis die een punt. Op grond daarvan alleen behoort ons die saak te wen. Maar ons stel nie die judge aan nie, ons maar kyk.
Maar op grond daarvan alleen behoort ons die saak te wen. Dis fataal op daardie grond alleen. So dit is die een punt wat ons saak oor is. Die tweede punt is wat is die tweede punt, Piet? Ek dink mense kan dit, daar's waarskynlik subpunte, maar die ander punt is onmoontlikheid. Die onmoontlikheid van die nakoming hiervan, daar's natuurlik die beginsel daarvan dat saak bly vry, of is jy by die dringende aspekte? Wel, ek is nou by die dringende aspek. Jy het nou gekonsulteer oor wie die sektore is. Ek sit nou net vinnig en dink wat daar's 3 belangrike punte. Ek wil net ek probeer nou praat so lank net terwyl ek dink, Pien. Ons kan terugkeer daarna. So terwyl Gerard dink net om weer die van die wat nou aangesluit het te sê hierdie wet op sogenaamde gelyke indiensneming se regulasies tree nou 1 September in werking. En dan is elke maatskappy met 50 of meer werknemers veronderstel om 'n diensbillikheidsplan te nou. Gerard en sy span het maniere om hierdie te hanteer. Ons gaan nou daarby kom oor wat 'n mens moet doen in die lig van hierdie eise wat nou gestel word. Maar die staat wil hê in daai plan wat jy indien, moet jy jou teikens vir die volgende 5 jaar stel. Maar daar's 'n catch, soos hulle sê. Die catch is, dis nie jou teikens nie, is die minister se teikens. So dis nie 'n teiken nie. Jy moet letterlik die minister se teiken gaan invul op jou papier. Dis 'n kwota. En die staat beweer hier is nie 'n kwota nie, hulle beweer is teikens. So ons gaan verduidelik in die hof dat dit 'n kwota is. En in elkeen van hierdie sektore is daar nou 'n kwota, daar's 18 en elkeen het nou vlakke. Net om 'n idee te gee hoe lyk dit. Omtrent in 'n kwart van die gevalle word die wit mans beperk tot 4%. Nou hoe weet ons dit? Daar is kwotas vir aangewese groepe, daar is kwotas vir gestremdes. Nou in die staatse terminologie tel wit vrouens as deel van voorheen benadeeldes in die gevolge hierdie wet. Ander wette by BE dan tel wit vrouens nou nie, maar in hierdie ene tel dit. So dan staan nou temas vir my, hoe kom jy uit by wat oorbly? As jy nou als aftrek van 100 af, dan is daar baie so 4% oor, dis die wit mans kwota. Daar's nêrens 'n kwota vir wit mansie, maar 4% is die absolute maksimum. Dit is nou 25% so van die gevalle. Hier en daar is daar 'n uitsondering soos in landbou. Daar op senior bestuur mag daar tot 66% wit mans wees. Maar wat beteken dit? Dit beteken daar mag net een man wees, soos die boer se seun mag nie by hom aansluit nie. Dis eintlik 'n manier om vir die boer te sê hy moet sy familiebedryf maar sorg dat iemand anders dit oorneem, want sy seun gaan nie welkom wees nie. Die minister kon nie 'n plekkie vir hom in die kwota vind nie. So dis die granulariteit, die fyn en absurditeit waar dit gaan. En die laaste punt wat ek wil maak voor ek terugkeer na jou, Gerard, is dat die wonderlike ding van hierdie absurde kwotas is, dis onmoontlik om na te kom. Dis so absurd dat ons, waar jy voorheen die uitsondering sou wees, as jy openlik sê, ek kan nie aan nakom nie, of ek gaan nie aan deelneem nie, beweeg ons na 'n punt waar die absurditeit almal aan die verkeerde kant van die staat se onregmatige poging tot wetgewing stel. Nou het ons veiligheid vires en numeres, sterk krag in getalle. Ons is nie meer die uitsonderings, die van ons wat nie kan nakom nie, ons is deel van baie ander. En wie is almal deel hiervan? Selfs internasionale besighede. So in hierdie litigasie wat ons saam aanpak, is daar byvoorbeeld 'n maatskappy wat 100% besit word deur 'n Duitse maatskappy wat nou sê onder eed in die hofstukke dat hulle verplig word in Suid-Afrika om wetgewing na te kom wat wet in Duitsland hulle verbied. En hulle is nie die enigste internasionale maatskappy wat hierdie risiko loop nie. So hier's nog 'n voordeel. Die absurditeit van die wet gaan ook internasionaal opslaa maak. En mens sien dit reeds in die poging van in die aandrang van die FSA om uitgesluit te word van sulke beperkings in die eise wat hulle Gerard, jy was deel van daai afvaardiging en die eise wat hulle gestel het onlangs teen opsigte van Suid-Afrika. So dis 'n paar van die absurditeite. Die absurditeite laat dit baie erg klink. Dis eintlik 'n bedekte seën, want as 'n ding absurd genoeg is, dan is dit makliker om vir mense om hom te ignoreer. Ja, die belaglikheid is, die samelewing is nou in 2 groepe ingedeel. Die voorkeur mense, designated groups, voorkeur mense wat bestaan uit die volgende. Swart mense, wat een deel van swart is Africans, mans en vrouens, kleerlinge, mans en vrouens, Indiërs, mans en vrouens, Chinese in 'n sekere konteks, en dan wit vrouens, vir julle vrouens, julle is ook in. Dis die voorkeur behandeldes in die samelewing, dis die designated group. Dan kry jy die
Wel, ek weet nie wat is die teenoorgestelde van voorkeur nie, is afkeer. Dan is daar die afkeergroep. Nou, 'n deel van die voorkeurgroep is ook as jy gestremd is. So dis 'n ander deel. Gestremd is ook al, is ook in. Die afkeergroep is wit mans. Hulle is uit, behalwe as jy gestremd is. Nou, baie van ons vrouens sal sê, ons pas seker in geestelike gestremdheid, maar dit is moeiliker om te bewys, alhoewel ons daarop sal beroep, as dit nodig is. So dit is die afkeergroep. Maar die interessante ding is, dit is mans en vrouens, so hulle deel dit dan nou verder op in mans en vrouens. In die vervoerbedryf, die trokdrywers is 'n beroep vir mans. 50% daarvan moet nou vrouens word. Verpleegsters, selfs swart verpleegsters in terme van hierdie skemas gaan hulle werk moet verloor vir die aanstelling van swart mans. So ek gaan persone wat onderwyseresse is, hulle werk verloor vir swartes ingesluit, vir die aanstelling van swart mans. Die hele ding is belaglik, dit is, maar nou, dit is wat ons nou in die gesig staan. Nou vir al hierdie mense, in die voorkeurgroep, is daar 'n kwota, en jy daaraan geraak vir 'n wit man, is daar nie 'n kwota nie, so, daar mag 4% wees, maar daar hoef niks te wees nie. Dis hoogstens. Dis hoogstens, dit word toegelaat, maar daar hoef niks te wees nie. Daar hoef niks van jou soort te wees nie. Nou dis 'n baie groot voordeel, is eintlik 'n eer, om in daai groep getel te word. Dit maak dit vir ons baie opwindend, Piet. Ek is 'n trots afgekeerde Ja. werknemer van Sakeliga. Ja, dit is, en weet jy, ons is nou in die FSA gewees, en ek het hierdie skemaatjie wat ek so pas verduidelik het, oor en oor verduidelik, en ouens het my met ongeloof aangekyk, en gesê, dit kan tog nie wees nie. Ek weet nie, of daar al ooit in die geskiedenis, so 'n rasgebaseerde stelsel uitgedink was nie. Ek sal jou nie, ek met geen teespraak nie, sal ek sê. Ek dink nie nog ooit het die staat, nou ons het 'n staat wat niks reg kry nie. En jy weet, die mens kan werklik sê die staat kry niks reg nie, wat hulle aanraak, verwoes hulle. En tog pak hulle 'n skema aan wat aan ons voorskryf hoe ons hierdie ding in die fynste detail moet uitwerk. Nou juis in die feit dat Daar's terwyl jy weg is, ons kan ek net hierdie mikrofoon vervang van Gerard hier. Gerard was besig om te sê die staat kry in sy woorde niks reg nie. Nou wie's ek om met hom te stry? Maar terwyl hy so sê, hy sê nou gaan die staat tog vir ons elkeen voorskryf vir besighede hoe so wat die staat eintlik hier probeer doen so vir die gans wat die goue eiers lê te sê nog hoe die eiers moet lê ook. Ja, dis nou jy weer 'n mikrofoon. As jy reg daar sê, dit is baie sleg, maar dit is eintlik baie goed. Dit is juist daarin wat die swakheid van die stelsel lê en wat ons gaan uitbuit. Ons gaan die staat moeg maak. Nou in die eerste plek is ons in die hof Vrydag, en miskien wen ons, maar dit is net 'n tydelike wen, want hulle sal, as jy op 'n tegniese punt wen, as jy wen op grond van tekortkominge, in die staat se proses tot waar hulle tot hierdie slotsom gekom het, dan kan hy dit natuurlik regmaak. En in die proses wat hy dit regmaak, is daar 'n ander geleentheid wat gaan ontstaan, want jy kan dit vir hulle uiters moeilik maak. Hulle is nie goed met hierdie goed nie, net soos hulle met niks goed is nie. So wen ons Vrydag, ons sal nie Vrydag uitspraak kry nie, maar wen ons Vrydag, dan is hulle in 'n nuwe proses in waar hulle gemors moet regmaak, en hulle is nie reg in die regmaak van gemors nie. Hulle is hulle sukkel om potholes reg te kry. Hulle gaan hiermee groot moeilikheid hê. Maar kom ons sê éventueel kry hulle dit reg. Dan gaan ons oor na die tweede fase toe. Dan begin ons dan twee goed wat dan gebeur, Piet. Dan ontstaan die konstitusionele uitdaging. Maar terselfdertyd moet ons hierdie goed nou doen. Ek gaan nou vir jou dink, maar ek wil net sê hierdie konstitusionele uitdaging wat ontstaan met of sonder volgende week se wen. Ja. Daai konstitusionele uitdaging gaan ontstaan en hy gaan lank aanhou. Ons gaan toegee of die minister gaan toegee nie. So hier is 'n lang storie wat voor lê en dis ook aanvaarbaar, dis ook voordelig. Ons gaan kyk wie kan die langste aanhou en in daai tyd
ons koop tyd of ons wen aan die einde, maar ons bou die momentum vir die oorwinning selfs met ongunstige uitsprake tussendeur. Ons doel is om te wen aan die einde, en dis 'n lang pad en dis ook in ons guns. Maar dan moet daar nog goed gebeur. Wel, die feit is, kom ons sê ons wen volgende week, dan stop dit die proses, vir nou. Dan moet hulle in 'n proses ingaan, hulle kan nie implementeer nie, hulle moet in 'n proses ingaan om die tegniese aspek van hierdie ding reg te kry. Dit kan lank vat, dit in self kan nogal 'n proses wees. As hulle dit reg kry, ontstaan die tweede fase van die uitdaging, dis die konstitusionele een, maar terselfdertyd moet jy nou hierdie goed doen. En dit is waar die groot van gaan kom, waar ons dit nie gaan doen nie. En ons gaan hulle in elke klein detail uitdaag. En my grootste bekommernis hierso Piet, is die maatskappy wat gaan toegee hieraan. En hulle self daardeur gaan verwoes. Want is hier iemand wat hier kan sê, ek kan dit doen, ek kan my besigheid transformeer op die basis van ras, en dan nog met besigheid 'n sukses maak, is dit moontlik? Ek dink nie dis moontlik nie, dit is so in stryd met die wese van wat besigheid is. Geen besigheid kan dit doen nie. My bekommernis is dat groot besigheid is kortsigtig deurdat hulle saamspeel. Hulle kry nie hulle direksies daarby om te sê, ons gaan dit nie doen nie. Dit is 'n bekommer, die lamsakkigheid van die sakesektor. 'n Deel van die sakesektor is 'n bekommernis. Ouens voldoen aan goed vir korttermyn gewin. Want jy kyk na jou bottom line, jy val maar in, en op die einde van die dag breek dit jou maatskappy. Ja, Gerard, ek baie keer doen wetgewing is nie 'n maklike ding om nie presies na te kom nie. En nie almal in saaklei oor die algemeen, daar's 'n rebelse streep in ons, maar ons is ook wetsgehoorsame mense. Ons is geneig om gesag, die staat met 'n sekere gesag te beklee, en dit is in 'n sekere sin verstaanbaar en in 'n sekere sin goed. Maar nou, wat nou gebeur is, dat ons het vergeet dat daar ook risiko's is om te probeer om alles na te kom, presies soos die minister sê hy dit wil hê, in plaas van om jou eie oordeel telkens te gebruik en te besef daar's risiko's na alle kante toe. Daar's die risiko van vernietiging van jou eie besigheid. Daar's die risiko van jou siel verkoop. Daar's die risiko van aan 'n samelewing help bou waar jou kinders nie 'n toekoms in gaan hê nie. Daar's klomp risiko's watter kant toe jy ook al hier gaan. Daar's die risiko dat die staat vir jou boetes gee. Dis waar Gerard en ons saam met hulle al gedink het daaroor, maar Gerard en sy span is mense wat baie hard gewerk het afgelope tyd om te dink presies hoe kan hulle vir maatskappye help om 'n strategie te volg waarin hulle risiko's sowel ten opsigte van die wet as ten opsigte van besigheid as ten opsigte van die etiek balanseer en 'n goeie oordeelbenadering deur dit volg. Gerard, kan jy miskien vir ons 'n bietjie sê hoe julle dink om maatskappye te help, wat julle benadering, julle strategie hier is? Die eerste ding wat 'n maatskappy moet doen is jou werknemers moet hulle self klassifiseer in terme van ras. Nou dit is ongrondwetlik, dit sal deel van die argument later word. Waar ons is nou in 'n sogenaamde nie rassige grondwetlike bedeling, en nou vra hulle van 'n werknemer om homself te klassifiseer in terme van ras. Nou die eerste ding sou wees, en kan dalk nog steeds wees, waar ons vir ons werknemers sê, moet jouself nie klassifiseer nie, dan kom dit op die CEO neer, nou moet jy jou werknemers rasgewys klassifiseer. Nou daar's nie 'n basis om dit te doen nie. So dit is tegnies die eerste plek waar jy hierdie ding kan dooddruk. Die probleem is 'n maatskappy moet 'n certificate of compliance kry, en daar's maatskappye wat vir jou sal sê, ek moet daai ding hê. Ek kan nie 'n tender doen sonder daai dokument nie. Dis 'n probleem. So nou kan jy na die tweede fase toe. Jy moet 'n vorm voltooi waar jy aandui, wel die 5de jaar van hierdie vorm moet jy jou kleursamestelling van die maatskappy aandui, en dis nie wat jy sê dit is nie, dis wat die staat vir jou sê, dit gaan wees oor 5 jaar. Ja, dit is wat die staat sê, jy het nie 'n keuse nie, dis wat jy vir hom moet sê, jaar 1 tot 4 moet jy aandui hoe jy daar gaan kom.
Wel, hier is waar die fun deel gaan kom. Ons gaan daar skryf jy wat jy gaan doen. En wanneer hulle nie gelukkig is daaroor nie, gaan jy hulle aanvat en sê, hulle kan nie vir jou sê, mys insiens, wat is fout met jou hele plan is nie voldoende nie. Hulle moet vir jou sê watter aspek van jou plan is nie voldoende nie, en dit gaan lei tot dispute per posisie in jou maatskappy. En ek dink dit is daar wat die wiele van hierdie waans gaan afkom. Soos wyle Farao, toe hy nou daar deur die Rooi See trek, toe op 'n stadium toe sak sy wiele in die modder weg. En ek dink dit is waar die staat se wiele in die modder gaan insak, en waar hierdie kommuniste gaan uitvind, dit is nie moontlik om tot die mate in hierdie goed in te meng nie. Hulle kan in niks inmeng nie, want hulle is nie eenvoudig nie goed genoeg om dit te doen nie. En nou wil hulle op hierdie skaal in die samelewing inmeng. En daar gaan hulle wiele in die modder insak, en daarvoor is ek eintlik geweldig opgewonde. Vir hierdie fight sien ek regtig uit. Gerard, dis 'n pragtige beeld om die ding af te sluit by wyle Farao. Mag hierdie wet soos wyle Farao die evenveel ek sou sê Farao, in my sies mag Farao meer in die geskiedenisboeke verskyn as hierdie wet. Ja. Hierdie wet sal hoogstens 'n voetnoot wees in die boeke. Maar hy's 'n realiteit nou. Wag net, Piet, wag net, wil jy afsluit? Nee, maar duidelik nie. Wel, ek wil hê jy moet vinnig praat oor julle wen gister, is dit gister of eergister? Ja, ons het eergister 'n belangrike oorwinning in die Pretoria Hooggeregshof gehad. Is nie presies dieselfde nie, maar is dieselfde ideologie. Het gaan oor die derde golf van BEE of swart ekonomiese bemagtiging. Ons het as Sakeliga 'n hofsaak gemaak teen die lugdiensteraad, hierdie helikopter wat nou so bo ons vlieg. Die lugdiensteraad was besig om lisensies vir die afgelope 2 jaar onderhewig te maak aan BEE vereistes by vir die entiteit wat die lisensiering wil hê. En ons praat nie net van passasiersvliegtuie nie, ons praat van passasiersvliegtuie, helikopters, hommeltuie, drones. Ons praat van ouens wat wil wildtel, wat lugambulanse vlieg, wat geologiewerk doen. Enige sogenaamde lugdiens word nou deur die staat, word al die jare deur die staat gelisensieer as jy 'n kommersiële diens wil aanbied. En die afgelope 2 jaar het die staat daardie diens onderhewig gemaak aan BEE vereistes, en ons het saam met ons vennote in die lugindustrie gewerk, en ons het verlede jaar November daardie hofsaak aan hange gemaak. Ons het dit pas gewen. Die minister het alles toegegee of gesê sy aanvaar die beslissing. Die lugdiensteraad het nie eens opgedaag nie. Hulle verdediging het heeltemal uitmekaar geval. Nou ja, dis 'n belangrike oorwinning, en die uitspraak van die hof, die bevel gee presies wat ons gevra het, naamlik dat daar geen BEE vereistes en geen rassekriteria gestel mag word by die lisensiering van lugdienste in Suid-Afrika nie. Dis nie glad nie die einde van die pad nie, maar dit is die eerste betekenisvolle, dis die eerste hofsaak, eerste hofoorwinning teen wat ons noem die derde golf van BEE, waar die staat probeer om suiwer kommersiële aktiwiteit, jou gewone vermoë om besigheid te doen, onderhewig te stel aan vooraf toestemming op grond van ras. So dis van die baan rond die 1 is gewen, ons verwag nog, maar dit is 'n stukkie goeie nuus. En Gerard en ek staan nie hier en kyk met stertjies in ons oë en dink die hof is die enigste terrein wat belangrik is en dis waar alles opgelos gaan word nie. Maar soos hierdie uitspraak van 'n dag of 2 gelede wys en baie ander wat ons al behaal het en baie ander wat Gerard hulle elke tweede week in die hof behaal vir werkgewers of elke week, Gerard hulle duisende arbeidsake en elkeen van daai is 'n oorwinning vir sakevryheid. Die regbank het waarde en van tyd tot tyd is daar baie goeie beslissings te wen of tyd te wen vir die ander aksies wat nodig is en uiteindelik die golf van verandering sodat wyle Farao rustig daaronder kan dryf. Die wiele in die modder kan insak. Maar ek wil net oor jou saak praat. Ek dink nie is gepas om die maatskappy se naam te noem nie, maar dit is 'n helikoptermaatskappy wat hierdie ding eintlik by julle kom aanhangig maak. Ja. Nou is my vraag, wat van die groot lugdeurryde, bly hulle maar stil? Wat het hulle gedoen intussen? Gerard, ek weet nie. Ek het dieselfde gevoel as jy en die gevoel wat ek gehoor met ons deel en wat baie dikwels met my gedeel word is dat mens wens elke besigheid wil net sy rug styf maak en sê nee.
Maar jy en ek het albei 'n mate van begrip daarvoor dat partykeer vir party ouens is dit aangewese om laag te lê. En so ek wens die groter bekende rederye het ook net nee gesê. Ek weet nie wat hulle gedoen het nie. Maar gelukkig het genoeg ouens kop uitgesteek. Ek kan jou wel sê daar's 'n storm aan die broei by die internasionale lugdiensteraad, want die staat het die afgelope 2 jaar probeer om dieselfde te doen met groot internasionale lugrederye en hulle het soos een man nee gesê. En ons weet dit uit gesprekke met verskeie diplomatieke verteenwoordigers in Pretoria. En ons berei tans voor om die internasionale lugdienste rassevereistes ook uit te daag. So daar's nog 'n fase, maar Gerard, dit was net om te sê jy het my gevra waar was die groot ouens? Ek weet nie wat hulle gedoen het nie, maar wat ek dikwels sien in sake soos hierdie is dat groter sakelei, veral koöperatiewe sakelei wat baie blootgestel is met handelsmerke, geneig is om te probeer om liewer 'n weerlig afleier te soek en dis ook verstaanbaar, maar ek hoop dat dit wat ons bereik en ander bereik in hierdie tipe oorwinnings ouens jy weet meer weerbarstig maak. Wat ek wonder, en dit sluit hierdie gesprek sekerlik af, wat is die aard van die gesprek in die boardrooms van die groot ouens wat sit en sê, hoe gaan ons hierdie ding, want as hierdie ding uitspeel, is dit verwoestend, dit kan nie gebeur nie. Maar ons gaan niks daaraan doen nie, ons kyk maar wat gebeur, en dit word 'n bord besluit. Dis gutsloos. Dit was Gerard Papenfoes van NIASA. Ek is Piet Leroux van Sakeliga en dit is lekker om met u te gesels en dankie vir die ondersteuning hier by Kragdag en andersins voor voorspoedige verdere Kragdag vandag en môre.